Here, maar wanneer ons neerlê, dan kan ons ook dit wat ons saam met ons dra neerlê. Ons bekommernisse en ons laste kan ons voor U neerlê. Dankie Here dat ons met vrymoedigheid na U genade troon toe kan kom en ook dit neerlê waar ons gefaal het, waar ons gesondig het, dat ons sondes kan bely voor U Here. Dankie Here dat ons nou met U 'n ontmoeting het. Here, ek bid dat U woord vir ons sal oopbreek en ons sal leer uit U woord. Dat ons lewens kan verander. Dat ons anders kan wees, dat ons kan groei. Here Jesus, vanoggend aan U al die eer. Amen. Julle kan weer sit. Die tema van vanoggend se boodskap is my lewe is 'n lewende brief vir die Here. En ek het vanoggend vir die jong mense gevra en 'n jong man met die naam Justin sê hy het nog nooit in sy lewe brief gepos nie. Maar toe ek groot geword het dan, as jy 'n brief wil skryf, want jy papier nodig. Pen of 'n potlood. Koevert. En Justin, weet jy wat se ding is hierdie? Dis 'n seël. Nou die lekkerste pos wat ek persoonlik gekry het toe ek 'n kind was op my verjaarsdag, want my een ouma het elke jaar op die verjaarsdag sy 'n kaartjie gestuur en R2 in die kaartjie gesit. So op die verjaarsdag dan kry my ouers nou al die brief, sê maar 'n week of 2 voor die tyd, beide dit, dan op jou verjaarsdag kry jy 'n brief, maak jou brief oop en daar's ouma se kaartjie en die geldjie, maar dan moes ek terug 'n brief skryf. Liewe ouma, baie dankie vir die kaartjie en die geskenk. Ons het lekker partytjie gehou, liewe ouma, en dan die briefie in 'n koevert gesit en dan op pad skool toe by die posbus ingegooi. Wie van julle kan nie meer aanklank vind? So die meeste, wie het nog nooit 'n brief geskryf nie? Wie het al 'n e-brief geskryf? Want toe kry ons later e-pos. En nou sal ouma eerder vir jou op WhatsApp op die familiegroep geluk sê of wat ook al. En die EFT 'n paar randjies oorbetaal. Maar die tyd van die Nuwe Testament was briewe anders geweest. Dit was verskriklik belangrik geweest. Want hulle het nie telefone of iets gehad nie. So briewe het waarde gedra. Hulle het op 2 goed eintlik briewe geskryf op papyrus. Papier, die papirusplant is 'n amper so riet wat in moerasagtige plekke groei, dat mens die plant so oor kruis gesit, dit plat gedruk, het laat droog word, dan is dit amper soos papiere waarop mens kon skryf. Hulle ink wat hulle gehad het was roet en gom en olie wat hulle gemeng het en dan hulle met rietpenne geskryf. Maar dan as jy 'n kosbare brief het, dan het jy dit op leer geskryf wat ons noem perkament. En partykeer het hulle somme 'n Bybelboek op so perkamentrol geskryf, en wat hulle gedoen het, dit is op leer geskryf en dan het hulle 2 houtstukkies aan die hoeke, 2 punte vasgemaak, en dan as mens hom begin lees
en hulle het aan die ander kant begin lees in die Bybelse tyd. Hulle het van regs na links geskryf, nie van ons links na regs nie. Dan rol jy hom net af tot jy kan sien wat jy wil lees. Dan rol jy 'n bietjie, lees jy die volgende, rol jy 'n bietjie, en so kon hulle dan 'n brief van die gemeentes lees. So ons tema vandag is my lewe is 'n lewende brief. Ek het nou gesê vir die Here, maar miskien moet dit eerder wees 'n lewende brief van die Here. Nou kom ons maak ons Bybels oop. 2 Korintiërs hoofstuk 3. Ons gaan vers 2 na kyk. Ons begin by vers 2. En hier skryf die apostel Paulus, hy sê, julle is tog self ons brief, geskryf op ons harte, bekend aan en gelees deur alle mense. Nou, hier is eintlik 'n stukkie hartseer wat ons hier agterkom van die apostel Paulus, dat in die tyd van die Nuwe Testament was daar die bekende predikers soos Petrus en Paulus en Johannes en daai mense, maar daar was baie mense wat tot geloof gekom het en graag die evangelie wou verkondig. Maar as jy na 'n ander dorp toe gaan, as die dorp waar jy bekend is, dan moet jy saam met jou 'n brief vat wat die gemeente lees, en dan sê maar Petrus teken die brief. En dan kom jy by 'n ander dorp in 'n gemeente, en dan dan lees hulle die brief waar Petrus skryf, ek beveel hierdie persoon aan, hy was in die gemeente, hy het 'n goeie karakter, 'n lewe skoon lewe, as hy vir julle kan tot nut wees, kan julle hom gebruik. En daar was baie reisende predikers in daai tyd, maar daar was ook van daai predikers wat teen Paulus gepreek het. En dit was veral mense wat gekom het uit die Joodse geloof, toe word hulle Christene, toe wou hulle nog vashou aan al die wette. En dan op die kerke waar hulle kom, dan het hulle vir die mense geleer, jy moet eintlik nog die wette ook hou, en jy moet in die genade van die Here wees. So wat 'n een is dit? En toe, waarskynlik het hulle vir die gemeente in Korinthe gesê, maar ons word aanbeveel, kyk hier is ons briewe, maar julle Paulus, wat leer van die genade van die Here, waar is sy brief? En Paulus sê toe vir die gemeente in Korinthe, ek en die mense saam met my, hoef nie met aanbevelingsbriewe rond te reis nie. Hy sê toe, want julle, hierdie gemeente, julle is ons briewe. Want ons het geloof vir julle gebring. So dit, ons sien nie, ons raak bewus hier van 'n gebruik in die vroeë kerk van getuigskrifte. En daai gebruik duur tot vandag toe. In die kerkgenootskap waar ek groot geword het ons gehad attestate. 2 goed gehad, jy het bewys van lidmaatskap en jy het attestate gehad. So as jy na 'n ander dorp toe gaan, dan kan jy vat jou bewys van lidmaatskap saam by die vorige gemeente en jy vat jou attestate saam as jy dit het, want dit is 'n getuigskrif waar hulle sê hierdie ou het nie probleme gemaak hier by ons nie. So hy gaan nie vir jou op 'n nuwe plek weer kom probleme maak nie. Maar as iemand kwaad weg is of sleg weg is, dan het hy nie 'n attestaat gekry nie. Dat hy nie 'n getuigskrif gekry nie. So dis eintlik het die Nuwe Testament gebruik, maar vandag nog kry ons dit. En dis eintlik 'n baie sinvolle ding. Nou kom ons lees vers 3. Hy sê dan verder, hy sê julle toon duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens voorberei en geskryf. Nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op die tafels van menseharte.
Nou, die eerste ding wat Paulus hier doen is hy haal Jeremia 31 aan en Esegiel 36. En daar praat die profete van die nuwe verbond wat gaan kom. En dan sê hulle, die Bybel vir ons is 'n nuwe verbond waar die God vir ons 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees, waar sy wet op ons harte geskryf word. En as ons Galasiërs 5 lees, dan sien ons hy verwys hier na die Heilige Gees wat deur ons werk. En spesifiek na die vrug van die Heilige Gees, die vrug van die Gees, waarvan ons lees in Galasiërs 5, vers 22 en 23, want daar staan in vers 23 of 24, wanneer ons lewe deur die Gees gelei word, dan kom ons die hele wet na. So nou sê Paulus vir die gemeente, hy sê, ons het nie getuigskrifte nodig nie, want julle is ons getuigskrif. So hy swaai sy vyande, sy opponente, sy argument om, want hy maak dit nie oor hulle nie, hy maak dit oor die gemeente. Hy sê, ek het nie nodig om met getuigskrif rond te loop nie. Ons het julle tot geloof in die Here gelei. Ons het julle die beginsels van die geloof geleer en hoe om te lewe as Christene. So, ons het nie getuigskrifte nodig nie, want julle is ons briewe. En eintlik sê hy toe vir hulle, maar as julle nie leef soos 'n kind van God moet leef nie, dan het ons nie 'n getuigskrif nie, want julle is ons getuigskrif. En hy sê vir hulle, ons is nou nie meer die ou verbond nie. Hy sê ons is nou die nuwe verbond. Die ou verbond was wette en dit het gegaan om my eie poging. Die nuwe verbond is genade en dit gaan oor die werk van die Heilige Gees. Dit is 'n reuse verskil. En nou haal Paulus die 2 van die 4 groot profete aan, Jeremia en Esegiel, en hy sê, dit wat beloof is dat daar kom 'n nuwe verbond. Dit het nou gebeur met julle, en dit is dat die Heilige Gees deur julle werk. Nou in hierdie selfe vers word in die boodskap wat 'n parafrase is, word dit so 'n stukkie wat vir my so mooi is. Dit sê, natuurlik lees al die ander mense wat elke dag met julle te doen het, julle ook. Hulle kan sien dat julle lewende briewe van Christus is. So die aantuiging wat na Paulus gekom het, jy moet jou apostoliese gesag bevestig, jy moet dit vir ons, jy moet kry bietjie briewe by Petrus en die manne, sê Paulus, ek het dit nie nodig nie, want julle lewens is my briewe. Want dan spreek hulle aan, dan sê hy maar, julle lewens is briewe vir die Here, wanneer julle deur die Heilige Gees leef, wanneer julle in God se krag, in God is, in Christus is, en hy deur julle kan werk. Ek dink daaroor in die week en ek besef dat wat Paulus sê is, hy sê die ou wette, ek sê nou ek's 'n brief van die Here en ek dra die wet in my. Dan gaan iemand wat saam met my werk elke keer skuldig voel, sê maar as hulle vloek, of as hulle rook, of as hulle sê maar drink. Nou dra ek wet oor na hulle toe, ek laat hulle vreeslik skuldig voel. Nou sê die ou, goed, as hierdie ou by is, dan gaan ek nie vloek nie, ek gaan nie rook nie, ek gaan nie drink nie. Paulus sê, dit is om die wet oor te dra. Goed wat jy uit eie krag moet doen, maar dit help niks nie. Want deur die Gees moet ons mense by Jesus uitbring. So dit gaan nooit vir 'n Christen oor uiterlike dinge nie. Dit gaan oor 'n hartsverandering
wat na die buitekant toe sal kom. So, wanneer sal iemand sê maar hulle drink te veel, ophou drink, en dit sal reg wees wanneer jy Jesus regtig ontmoet en nou wil vir hom lewe. As ek die voorbeeld kan stel. En hy sê dis die briewe wat julle moet wees. Maar wat hy ook sê in hierdie verse is, hy sê julle wat nou in die kerk sit, hoor die brief wat ek vir julle skryf. Maar die mense in die wêreld hoor nie hierdie briewe nie. Hulle hoor nie die Bybel nie, hulle lees nie die Bybel nie. So, hoe gaan hulle weet van die Bybel en van die Here deur julle lewens? So, dis my so mooi, natuurlik lees al die ander mense wat elke dag met julle te doen het, julle ook. So, mense lees ons lewens wanneer ons saam met hulle werk. Hulle kan sien dat julle lewende briewe van Christus is. Hulle kan sien deur die werk van die Heilige Gees dat ons vir die Here getuig. En dis eintlik baie, baie erg. Want daar's mense wat nooit in 'n kerkdiens gaan kom nie, nooit die Bybel gaan lees nie, omtrent nooit 'n preek of iets gaan hoor nie, met wie ons te doen het. En Paulus het 13 briewe in die Nuwe Testament geskryf, maar die hele Nuwe Testament is eintlik briewe. So wat 'n brief gaan hulle lees? Hulle gaan lees die brief van ons lewens. Kom ons vat so 'n oomblik en ons dink net daaroor, wat is die groot verantwoordelikheid wat op ons gesit word. Maar dankie tog, Paulus skryf, dat dis deur die werk van die Heilige Gees. So dit wat die Here deur my doen, is nie my eie krag nie, nie my eie verdienste nie. Dit is uit genade deur sy Gees. Toe ons laas jaar bietjie gekamp het op die vrug van die Gees, toe een oggend toe bid ek, want eintlik wat my gebeur het, is ek het gesê, Here, toe ons die kursus oor die gawes gedoen het, was dit so lekker, want ek kon sê, hierdie gawe het ek by u gekry, hierdie by ook, daai nie. En dis dit was lekker. Maar toe sê ek, die vrug van die Gees is nie vir my lekker nie. Want as mens gaan kyk wat dit elke vrug beteken, dan voel ek skiet in elke een tekort. Ek sê dit vir die Here in gebed, en terwyl ek so bid, sien ek 'n boom, 'n appelboom. En ek sien die appel het die mooiste vrugte. En ek sien ook daar so een wat 'n voeltjie gaatjie in gepik het en 'n vrotkolletjie gekry het. Daar so een wat 'n wurmpie het. En nou sien ek gesig wat ek gesien het verby. Nou dink ek daaroor. Ek besef dat selfs 'n boom wat goeie vrugte dra, gaan hier en daar nog 'n appeltjie wat met afgehaal word, wat nie saam met die oes kan inkom nie. En hier en daar 'n vrotte wat nog moet afkom. En hopelik in sy plek kom daar volgende jaar 'n gesonde vrug. En ek dink wat die Here met my gewerk het daai oggend, en ek deel maar net iets wat ek persoonlik beleef het, is dat ons sal nooit volmaak wees nie. Maar die Gees kan deur ons werk, wanneer ons lewens vir die Here gee. En nou pas Paulus dit toe, en hy gebruik hierdie beeld, wat vir die mense van sy tyd so bekend is. En hy sê vir hulle, dat julle is, my lewe is 'n lewende brief vir die Here. Sê vir elke Christen, jou lewe en my lewe is 'n lewende brief van die Here. Gelowiges se lewens is die brief wat die wêreld lees. En dit sit 'n verantwoordelikheid op elkeen van ons,
oor hoe ons in die wêreld leef. Maar ons getuig deur die werk van die Heilige Gees. Dankie tog daarvoor. So dit is waar Paulus die ou verbond en die nuwe verbond aanhaal. Hy gebruik 'n verwysing wat die mense wat die brief gelees het bekend mee sou wees, of baie sou bekend wees daarmee, dat die Bybel sê daar kom iets nuuts. En daai nuwe ding kom saam met die uitstorting van die Heilige Gees. Dat my lewe raak 'n brief wat mense wil oopmaak en wil lees wat geskryf staan vir die Here in hierdie wêreld wanneer die Heilige Gees deur my werk. En hoe werk die Gees deur my? Nie vir my deur om harder te probeer nie, maar vir my om my aan die Here toe te wy. Kom ek herhaal dit. Die Gees van die Here kan deur elkeen van ons werk. Nie wanneer ons harder probeer nie. Het julle ook al harder gesê, ek gaan nooit weer dit doen nie, en dan doen mense dit sommer gou weer? Maar waar verander ons lewe? Waar begin die Heilige Gees deur ons werk? Daar waar ons aan die Here toewy. Daar waar ek sê die heel eerste deel van my dag behoort aan die Here. Voor ek nuus kyk of wat ook al, gaan ek eers die Here loof en aanbid. Gaan ek eers by hom uitkom, gaan ek sy woord lees en toelaat dat sy woord tot my spreek. Dit is my die lekkerste ding hierdie jaar wat ons saam die Nuwe Testament deurlees, wat mense vir my boodskappe stuur en sê hierdie teks het met my gepraat en wat mense kan sien hier gebeur iets, die woord van God is lewendig en kragtig. So wanneer is ons lewenslewende briewe met die Heilige Gees wat deur ons kan werk? Wanneer ons aan die Here toewy, wanneer ons tyd by die Here spandeer. Maats is daai lampie wat ek hier gehad het en toe sy pap, maar toe laai kom, want maat sê ek het dit reg in sy oë geskyn en toe sy verblind tot na die diens toe, maar toe sê ek, maar sal jy nou vergeet? Jy sal nooit daai boodskap vergeet. So wanneer ons aan die Here toewy, dan soos 'n lampie of so 'n selfoon wat sy battery laai. En dan kom die Gees se werking deur ons lewens. Paulus praat van die Gees in ons lewens as 'n geheimenis. Alles wat gebeur in die Gees verstaan ons nie. Maar dan kan die Heilige Gees deur ons begin werk en dan kan iets gebeur. Dan kan ons lewens mense se harte raak. Dan sit ek so 3 kolletjies daar, want dit beteken my lewe kan iemand anders se lewe verander deur die Heilige Gees. My lewe, ek kan die persoon wees wat iemand na die Here toe lei en daai persoon se ewigheid verander. So my lewe is 'n lewende brief wat deur die wêreld gelees word. Maar daai wat dit lees, dit het die potensiaal om iemand se lewens vir ewigheid te verander. So ons lewens is briewe. Wie lees heel eers dit? Ons kinders, ons naby mense, ons vriende, ons gemeente, ons geloofsfamilie, mense waarby ons werk. Ons lewens is 'n brief en die mense wat daai brief lees is die mense wat nie die briewe hoor in die Bybel nie, wat nie by hulle eie huis die briewe lees nie, maar die brief wat hulle lees is elkeen van ons se lewens. Ek is so bly dat hierdie enorme verantwoordelikheid wat die Here op ons sit, kom deur die werk van die Heilige Gees. En wanneer ons daai prentjies sien, dan besef ons dis wie ek is. Dis wie ek moet wees. My lewe moet 'n brief wees. En Here, ek besef
aan hierdie boom van my is al maar nog 'n paar vrot appels. So dinge wat nog moet verander. Maar ek gee myself vir U en in my onvolmaaktheid sal ek vrug dra deur die Heilige Gees sonder dat ek dit verdien. Want die Gees is gegee uit genade en die Gees werk in ons lewens uit genade, deur genade. Maar God vat ons nie uit die prentjie uit nie. Ons moet nog steeds self ons toewy, self by die Here tyd mee spandeer, tyd by ons moet spandeer in lof en aanbidding, om sy woord te lees, om hom te bid. Hy wil hê ons moet oor dinge bid. Ek het al gedink, maar die Here weet alles, hoekom moet ek bid oor die goed wat hy weet? En die antwoord is, die Bybel leer ons dit. God wil dit so hê. So verstaan ons nie altyd met ons verstand nie. Dis wat die Here van ons verwag. En nou leer ons vanoggend in die Bybel, in 2 Korintiërs 3, dat ons lewens dan lewende briewe word, wat deur die wêreld gelees word. So as ons hier uitgaan vandag, gaan uit met die wete, ander mense lees my. Ander mense lees my lewe. En ek dink dan besef ons, o Here, dan moet die Gees deur my werk. Want net dan gaan hulle U raak lees in hierdie brief. Amen. Kom ons staan voor die Here, dan bid ons saam. Here Jesus, hoe groot verantwoordelikheid gee U nie vir ons nie. Gee U nie vir U kerk nie. Om lewende briewe te wees, wat die wêreld lees. En dat U sê, maar deur julle lewens kan mense se ewigheid aangeraak word. Ek dink ons, nie een van ons kan anders vanoggend as om net te sê, Here, help nie. Here, kom ons begin dalk sê maar by die laaste maand of so van ons lewens en sê, Here, elke keer waar ek dalk 'n brief was met 'n lelike woord in, ek wil kom jammer sê, Here. Ek bely waar ek gefaal het as U getuie. Dankie, Here, dat die woord ons leer, U genade is elke dag nuut. Dat ek vandag weer nuwe genade kry. Kom ons verbind onsself en sê, Here, ek besef ek kan nie uit eie krag 'n brief vir U wees nie. Daarom sal ek met U tyd spandeer. Daarom sal ek my dag met U begin. Daarom sal lof en aanbidding 'n prominente rol in my lewe speel, in my voertuie speel. Want ek besef, ek het U nodig. As jy nog nooit vir die Here Jesus die koning van jou lewe gemaak het nie, sê vanoggend vir hom, Here Jesus, ek bely my sonde. Ek erken dat ek sonder U 'n sondaar is en verlore is. Ek neem U aan as my verlosser, maar ook as my Here. Kom vul my met die Heilige Gees en lei my laat ek my lewe 'n lewende brief vir U word wat die wêreld lees. Here Jesus, die kerk het nie meer die rol wat dit gehad het nie. Maar U gee vir ons die Gees. Minder mense lees dalk die Bybel, maar ons lewens kan vir U getuig. Help ons, Here. Help ons, Here. Here, daarom vra ons dat U elkeen van ons sal volmaak met U Heilige Gees. Dat U vir ons die woorde in ons mond sal lê. U vir ons die krag sal gee
om te doen wat U wil hê ons moet doen. Lei ons, Here. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. So van briewe gepraat, julle kan so oombliekie net bly staan. Die meeste van die briewe in die Nuwe Testament word afgesluit met die woorde vrede vir julle. So dis die woorde wat ek oor julle wil uitspreek, maar net voor ek dit doen, as jy gebed nodig het, kom vorentoe. Sal iemand wees wat saam met jou die Here vertrou vir iets, en dan nooi ek almal uit na die tweede deel van ons diens nou, en dit is die saam eet en saam drink en saam kuier na die gemeenskap van die gelowiges toe. Vanoggend seën ek julle en ek groet julle, en ek spreek oor elkeen, mag die vrede van die Here Jesus oor jou wees. Amen.